Dag sê. Dis tyd vir nog 'n storie. Voor ons wegval, wil ek net baie dankie sê vir die lekker saam luister. Onthou asseblief om ons te volg, los 'n kommentaar en vertel al jou vriende van die lekker stories wat ons vertel en wat saam gelees kan word op ons webblad. Laat ek net hier in die sak induik en kyk wat het ons vandag. Dis nou 'n lekker storie. Het jy al ooit gehoor van 'n ambag? Dit is 'n werk soos 'n elektriesien of 'n loodgieter wat 'n spesialiswerk is wat 'n mens met tyd en goeie opleiding moet leer. Nou, as iemand so leer, noem ons hom 'n vakleerling, want hy leer die vak. 'n Mens kan so iemand ook 'n leerjonge noem, maar vir vandag se storie noem ons hom sommer 'n handlanger, want dit is wat hy ook doen. Hy help sy leermeester. Daar's hy. En daarmee is dit tyd vir vandag se storie. Hier gaan ons. Die towenaar se handlanger. Amper afgetrede towenaar het in 'n klein bedompige kamertjie heel bo op 'n mankoliekerige towenaarstoring wat tot hoog bo in die donker nag vol sterre gereik het gebly. Sy towenaarstafel was vol van allerlei vreemde kontrapsies, mengsels en konkoksies van allerlei vreemde kleure en flesse vol, wel, kom ons sê maar net party van die goed in die flesse was veels te grillerig om te noem. Die kamer se mure was van die vloer tot die dak vol boekrakke met ou stowwerige boeke styf teen mekaar in elke rak gepak. Dit was die towenaar se kosbare boeke vol toorspreuke en hy wou nooit ooit toelaat dat enige iemand kyk wat binne in hulle staan nie. Die towenaar het 'n handlanger gehad met die naam Otto. En Otto was maar 'n luierige knaap. Hy wou net graag 'n towenaar wees. Maar dit het glad nie belang gestel in al die studeer en harde werk wat dit geneem het om die toorkuns te bemeester nie. Ek wil net toer, het hy gedink. Verdeel jou, ek kan myself in die lug laat opstyg, of mense in paddas verander, of selfs klippies in goud verander. Die towenaar het vir Otto beloof: "Jongman, ek sal jou alles leer wat ek weet, maar eers wanneer jy gereed is daarvoor." "Ja, meneer, sekerlik meneer," het Otto gesalieer. Op 'n dag moes die towenaar uitgaan. "Ek moet by 'n ou vriend gaan kuier. Ouma Hannie Horrelpoot, die beste heks in die hele kontry." Die towenaar het nog nooit van tevore vir Otto alleen en sonder enige toesig in die toring gelos nie. Ek's nie seker of ek hom heeltemal kan vertrou nie, het die towenaar gedink. Met 'n kwaai kyk in sy oë, het die towenaar vir Otto sy instruksies gegee. "Daar is 'n baie belangrike towerspreek wat ek moet uitvoer wanneer ek terugkom. Daarom moet die groot pot op die vuur vol water wees teen die tyd wat ek terugkom," het die towenaar gesê. "As die pot vol is, moet jy ook die vloer vee en daarna die vuur opsteek." Otto was glad nie beïndruk nie. "Ek sal oor en oor en oor, op en af moet stap met die trappe, net om hierdie simpel ou pot vol te kry. Regtig?" Maar hy het dit net saggies gedink en glad nie hardop gesê nie. Die towenaar haal 'n pragtige tapuit met die mooiste borduurwerk van 'n rak af en rol dit op die vloer uit. Toe gaan staan hy in die middel van die tapuit en sê die toorwoorde: "Sprankel, sprinkel, sprop, toortapuit styg op." En net daar styg die tapuit in die lug op en begin na die venster toe dryf. Net voor die towenaar heeltemal by die venster uit is, draai hy om na Otto en sê: "Wees versigtig, né? Moet nie aan enigiets raak waaraan jy nie mag nie."
En daar vlieg hy weg en verdwyn in die nag. Die towenaar kon dalk sommer gedagtes ook lees, want Otto se kop was reeds vol stoute planne. Sodra die towenaar buite sig verdwyn het, het Otto teen die lendelam leer wat teen die boekrak rus begin uitklim en een van die stowwerige ou boeke vol spreuke uitgehaal. Wie het nou 'n pot vol water nodig as jy regte egte toonkuns kan gebruik? Otto het deur die een boek na die ander geblaai en geblaai tot hy gekry het waarna hy gesoek het. Aha, hier is dit. 'n Towerspreuk om 'n besem te laat vlieg. Otto het glad nie op hom laat wag nie. Hy het vergeet dat toorkuns eintlik baie gevaarlik kan wees en sommer dadelik weggespring. In die een hand het hy 'n besem en in die ander hand die boek vol toorspreuke gehou. Effe onseker en huiwerig het hy die besem in die lug opgehou en die toorspreuk gelees. Simsalabim, simsalabum, laat ek dit sê en die besem dit doen. En die besem het niks gedoen nie. Hy het 'n reël misgelees. Toe probeer Otto maar weer. Simsalabim, simsalabum, laat ek dit sê en die besem dit doen. Hip hop hoep, simsalasam, laat ek dit sê en die besem daarheen gaan. Die besem het in die lug opgeskiet, 'n slap draai gegooi en afgeskiet na 'n wateremmer. Dit het afgesweep, die emmer met die steel gehak en teen die trappe afgeseil. Toe dit teruggevlieg kom, was die emmer tot heel bo vol water en die besem het dit in die groot pot uitgegooi. Ek het dit reg gekry, ek het dit gedoen, het Otto opgewonde uitgeroep. Ek het 'n toorspreuk uitgespreek. Hy was so opgewonde, hy het sommer sy hande geklap van pure plesier. Die besem het weer teen die trappe afgevlieg en teruggekom met nog water. Oor en oor en oor, totdat die pot tot heel bo vol water was. Maar dit was nie die einde nie. Die besem het net aangehou en aangehou tot die water uit die pot uitgestroom het en die hele vloer naderhand nat was. Stop! Het Otto geroep. Ag, asseblief man besem, stop, stop, stop! Maar die besem was vasbeslote om aan te hou en het net nog en nog water aangedra. Naderhand was die water al so hoog soos Otto se knieë. Die flesse vol konkoksies en al die toertoerusting het saam met boeke en papiere op die water gedryf. Besem, ek beveel jou om op te hou. Stop dit, nou dadelik! Maar niks wat Otto kon doen of sê, het die besem laat ophou nie. Otto het skoon desperaat geraak en in die byl waarmee hy die vuurmaakhout moes kap gegryp en die besem daarmee getakel. Hy het die besem in 'n klomp klein stukkies gekap en toe, tot sy groot skok en afgryse, het al die stukkies in nuwe besems verander. Ag nee, jy's nie ernstig nie, het 'n moedelose Otto uitgeroep, terwyl die nuwe baba besempies ook teen die trappe afgevlieg het en teruggekom het met nog water. Het Otto geroep, amper in trane. Teen hierdie tyd was daar al water tot amper teen die dak. Arme Otto het rondgeswem en sy bes probeer om die kosbare boeke en toertoerusting wat ronddryf te probeer red. Stop! Asseblief, 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 die tovenaar gaan ongelooflik vies wees as hy sien wat ek aangevang het. Hy gaan my sekerlik sommer in 'n padda verander, of 'n patat, of sommer 'n stinkou skoolsokkie. Moeg en uitgeput het Otto moed opgegee en aan die punt van 'n boekrak wat bo die water uitsteek vasgehou. Skielik was daar 'n groot gedruis en 'n warrelwind, waarop die tovenaar by die venster ingevlieg kom.
Met 'n kwaai stem het hy gebulder. Hou op! Die besems het dadelik opgehou. Hulle het so soldaatjies in 'n ry omgedraai na die towenaar toe. Hy het sy hande in die lug gehou en begin praat. Besem, smeesem, hou nou maar op met jou taak. Tyd om hierdie knaap se gemors skoon te maak. Met 'n ongelooflike spoed het al die besems begin om water op te skep en terug te vlieg na die put toe. Op en af teen die trappe, heen en weer, tot alles weer waterloos was. Toe klap die towenaar sy vingers en met 'n klipharde sjoef word al die besems weer net een enkele besem en gaan lê teen die muur langs die kaggel asof niks ooit gebeur het nie. Toe draai die towenaar stadig na Otto toe, sy oë twee gloeiende kole van die woede. Otto het sy oë toegeknyp en gewag dat die towenaar hom in 'n slang of 'n slak of 'n sokkie verander. Jong man, het die towenaar gebulder. Die werk van 'n meester is glad nie maklik nie. Dit neem jare se oefening om iets goed en deeglik te doen. Jy moet die leerproses respekteer. Jy moet die leermeester respekteer en moet nooit iets probeer doen wat jy nie vooropgelei is nie en wat jy nog glad nie verstaan nie. Die towenaar het Otto nie verder gestraf nie. Want as daar nou een ding is wat hy geweet het, dan is dit dat Otto daardie dag 'n baie waardevolle les geleer het. Daar sê, dit was vandag se storie. Ek is seker daarvan, Otto het sy les beslis deur en deur geleer. Wat dink jy? Laat weet gerus, stuur vir ons 'n e-pos by sakvolstories@gmail.com of laat weet ons sommer hier in die kommentaar. Onthou ook om ons te volg of te like en vertel al jou vriende van 'n sak vol stories, sodat almal saam kan luister. Tot volgende keer, arrivederci.